Dankie dat jy by ons aangesluit het in hierdie aanlyn oomblik waar ons sommer net 'n bietjie oor die Here se woord gaan dink in 'n nuwe kwartaal en ons is steeds besig met die jaartema geloof wat leef. Kom ons word 'n paar oomblikke stil terwyl ons onsself instel. Here, dankie vir hierdie oomblik dat ons met u woord kan besig wees oor 'n klomp plekke heen, daar waar elkeen nou sit en net is. Dankie dat u ons saambind. Ja, Here, dankie dat u ons onlangs kon vier dat u opgestaan het. Amen. Ek het vroeg verlede jaar 'n coaching gesprek met 'n leier gehad, waar ons 'n bietjie gedink het oor wat hy vir die jaar beplan. Natuurlik, soos mens in Januarie doen, praat jy oor oefening. En voordat ek eintlik kan invra, sê vir my, ja, weet jy, ek het besluit wat ek hierdie jaar gaan doen. En ek sê, ja, hy sê, ek gaan 1 minuut per dag oefen vir die hele jaar. Ten minste 1 minuut. Ek is soos, ek verstaan nie lekker wat hy sê. En hy sê vir my, weet jy wat, ek het gaan kyk, ek kan in 'n minuut kan ek 30 squats en 10 push-ups doen. Hy sê, en as ek vir 365 dae, laas jaar het 366 gehad, as ek vir 366 dae, elke dag vir 1 minuut dit gaan doen, 30 squats, 10 push-ups, dink bietjie wat gaan die effek daarvan wees oor 'n langer tyd. En ek leer elke dag in my praktyk so baie by mense, en hier leer ek dat een klein besluit, een klein gewoonte waarby jy vir 'n lang tyd hou, groot impak kan hê. Ek het op die ouend laas jaar 'n blog geskryf daaroor wat sê, one simple choice of one simple decision. En dit sluit aan by die boek Atomic Habits van James Clear, baie bekende boek waar hy sê, as ons 1% per dag kan verbeter, oor 365 dae, dan as jy die groeikurwe trek, dan gaan die groeikurwe op die ouend met 37% groei. Met ander woorde, as jy dit reg kry, om 1% beter te doen vir 'n jaar, gaan jy op die ouend 37 keer beter doen. Dit sluit vir my aan by Richard Rohr, wanneer hy oor geloofsgewoontes praat, waar hy sê, you don't think yourself into new ways of acting, you act yourself into new ways of thinking. Geloofsgewoontes, interessant dat die stam van die woord gewoonte is trellis. En trellis beteken raamwerk. En dis soos die steierwerk rondom 'n plant wat wil rank stit. Ons geloofsgewoontes stit ons geloofsgroei. En ons wil in die volgende paar sondae wil ons dink oor 'n paar gewoontes wat ons gaan help om lig te leef, wat ons gaan help om ons geloof te steier, te anker. En as ons vra, hoe lyk geloof wat leef, dan wil ons sê, leef lig, bou 'n goeie fondasie, dan kan jy lig leef. Skud af dit wat onnodig is. Leef lig deur gewoontes, eenvoudige gewoontes te vestig, te vind wat dit kan ondersteun. Ons wil die volgende paar sondae dink oor sulke gewoontes wat ons kan help om 'n bietjie momentum te kry. Maar ek en jy weet, om 'n huis te kan hê waar binne mens kan leef en waar binne jy kan lig leef en kan veilig voel, moet die huis 'n goeie fondasie. En daarom gaan ons lees Matteus 7 vanaf vers 24 tot 29. Matteus 7. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand bou, die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.
Elkeen wat hierdie woorde hoor en daarvolgens handel. Dit staan in die teks. Ons dink hierdie hele jaar nog so ver oor hoor en doen, hoor en handel. En jy kan sien, as jy verder kyk na die teks, dat Matteus 7 aan die einde kom van 5 en 6, hoofstuk 5 en 6, van 'n lang redevoering, 'n debat, 'n voordrag, ook bekend as die bergpredikasie. Jesus se 3 hoofstukke lang bergpreek. En die vertaling van hoofstuk 5, Matteus 5 vers 1, waar die preek begin, sê Jesus het begin praat en hulle geleer, en die oorspronklike vertaling sê hy het sy mond oopgemaak. En dit was 'n stelling in daai tyd wat gesê het, hier gaan nou iets belangriks kom. Hier gaan 'n belangrike uitspraak kom, en hierdie uitspraak vat 3 hoofstukke. En as ons verstaan in vers 1, Jesus het sy mond oopgemaak, hier kom iets belangriks, dan verstaan ons teks aan die einde van hierdie baie belangrike preek, hoofstuk 7, vers 28 en 29 staan daar, toe Jesus klaar gepraat het, met ander woorde, toe Jesus sy mond toemaak, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die teks sê, as ek en jy wil weet hoe lyk 'n geestelik verstandige mens, of 'n geestelik dwaas mens, dan moet ons die vraag vra oor 'n fondasie. En die bergrede het 'n manier dwarsdeur, en veral in hoofstuk 7, om jy altyd vir die mense keuse te gee. 7 vers 13, 14, en word daar verwys na 2 weë. 7 vers 15 tot 23, die ware profete en die vals profete. En dan ons gedeelte van vers 24 af, 2 fondamente. Jy kan elke keer kies. En as ons die konteks verstaan, vriende, dan sal ons weet dat dit gaan nie net daaroor bou op sand of op rots nie. As ek en jy dink oor sand, dan dit kan tog dalk werk, nee. Maar in daai konteks was dit baie heuwelagtig. En die riviere het baie vinnig afgekom en baie vinnig in vloed gegaan as dit hard gereën het. Met ander woorde, as jy die konteks verstaan, dan lees die teks eintlik, moenie jou huis in die rivierloop bou nie, dis dwaas, en dis mos nou dom. So dis 'n baie duidelike, baie voor die hand liggende, bou op 'n rots, met ander woorde, bou op Jesus Christus, doen wat hy vra, aanvaar die genade, volg Jesus, en doen wat hy sê. So ek en jy kan maar weer net in die volgende week dalk die vraag vra, hoe lyk jou fondasies? Bietjie dink oor ons eie stories, ons eie geloofsontwikkeling, en ook die fondasie waarop veral ons pad met die Here gebou is, op rots of op sand. En dan wil ons vra, hoe leef ons dit? Hoe kan dit sterker word? Hoe kan dit maak dat ons lig en vry kan leef? En hoekom is dit belangrik dat ons die hele tyd, vriende, aanhou fokus op, dis belangrik dat jy met geloof nie net weet nie, maar dat jy ook doen. Hoekom sal ons dit so uitlig? Want in die vroeë kerk kon mense tot en met die reformatie nie lees nie. So daar was nie Bybels nie. Jaco Strydom, wat so 'n bietjie skryf oor hierdie tema leeflig, vertel vir ons dat mense in daai tyd teologies baie lig moes leef, want hulle het geweldig min inligting gehad, hulle moes baie daarmee doen. Met min inligting moes hulle leef, en deur hulle leef het ander mense die boodskap gekry, want hulle kon nie lees nie. Jy het dit oorvertel met jou dade. Hy sê, goeie teologie is minder praat en meer doen. Dominee het eendag in die kerk, die kinders by die mat gesê, as daar atleet is, en die atleet het al die regte goed, die regte dieet, die proteïen shakes, die ander shakes, eiers elke dag, alles wat hy moet inneem, maar hy oefen nooit nie, wat gaan gebeur? Toe steek hy een seentjie sy hand op, toe sê hy, Dominee, hy gaan opgeblaas raak. Ek en jy het deesdae so baie inligting tot ons beskikking. Preke op video, preke op YouTube, boodskappe, podcasts. Maar weet jy wat? Die eksamen wat ek en jy gaan moet aflees, is nie 'n mondeling nie. Dis 'n praktiese eksamen. Interessant dat die vroeë kerk die vinnigste gegroei het toe die Christene verbied is om te praat en te getuig en tereggestel is. Baie keer was die teregstelling 'n boodskap, 'n oordrag. Ek sal nie sê jy moet dit gaan probeer nie. Maar onthou maar net dat ons die boodskap baie keer aangee wanneer ons nie praat nie. En ek dink die belangrikheid oor die volgende paar weke van gewoontes
kan ons help om hierdie fondasie sterker te maak, as ek en jy 'n bietjie dink oor, wat vertel ons gewoontes? Want wat ek en jy doen, hoe ons gewoontes lyk, vertel dalk baie meer van wat jy getuig. En wanneer jy goeie gewoontes het, kan jy stukkie vir stukkie 'n goeie fondasie bou. Soms 'n beter fondasie. Elke dag leer ek dit by mense. 1 minuut oefen per dag, vertel my iets van iemand se karakter. 1 minuut gefokus op God elke dag, oor 'n lang tyd, is 'n goeie ding. Jy het nie nodig om ure te spandeer by God nie. En as jy ure het, doen dit. Maar ek sê, begin dit iewers. Bou stadig aan 'n fondasie. Dalk moet ek en jy vir mekaar vandag sê, begin net iewers. Doen net ietsie kleins met God, vir God, in God se teenwoordigheid. Henry Nouwen het gesê, a spiritual discipline is the human effort to create open space to listen to the voice of the one who calls us beloved. Geestelike dissipline is ons poging om spasie te skep, om na God se stem te luister. Dis nie so moeilik nie, maar dit raak moeiliker. Wat is die boodskap? Die boodskap is, aan die een kant, as jy iewers begin, met 'n klein gewoonte, kan dit baie sê, van hoe jy God volg. Die tweede boodskap is, iemand het gesê een keer, the man is the message. Jy is die boodskap. Wat jy in 'n minuut doen, oor 'n lang tyd, kan 'n leeftyd bepaal. Geestelike volwassenheid beteken dalk liewer dat jy die basiese goed deurlopend doen. Iemand het gesê, maturity is mastering the basics. En as jy en ek bely, die fondasie is Jesus, kry vir jou een gewoonte, een spasie, wat dit ondersteun. Because the man is the message. Jy is die boodskap. Doen 'n 1 minuut belydenis elke dag. 1 minuut waar jy die Here God bely. Doen 'n asemhalingsoefening 1 keer op 'n dag. Waar jy met inasem sê, Here, ek vat alles wat U vir my gee, en met die uitasem, Here, ek gee alles vir U terug. Pluk 'n blommetjie. Stap. Nie lang ure nodig nie. Kry een basiese gewoonte. Christendom gaan nie net oor dink nie, ja, ons is geformeerdes, ons dink, ons rasionaliseer. Goeie teologie het goeie denke nodig, dit glo ek, maar dalk doen ek en jy ook onsself in Christendom in. Dalk moet jy jouself ook in Christendom in doen. To act yourself into new ways of thinking. En onthou, jy is die boodskap. En as net as jy 'n goeie fondasie het, wat jy lig kan leef. En daarom wil ek vir jou sê, leef lig, wees die lig, en gebruik 'n klein basiese gewoonte om jou fondasie sterker en sterker en sterker te maak. Want geloof is nie altyd 'n swaar storie nie. Ja, jy kan lig en vry leef in God se huis van genade en liefde. Aanvaar die genade, volg Jesus en gaan doen. Mag ons dit reg kry om in die volgende tyd lig te leef. Mag ons dit reg kry om in die volgende tyd lig uit te leef. Mag ons dit reg kry om te onthou dat ek en jy die boodskap is, en dat ons baie keer moet minder praat en meer doen, en een klein dingetjie kry om aan te hou mee, want dit gaan iets sê van jou geloofsvolwassenheid, jou karakter, jou vermoë om ligvoets, stukkie vir stukkie, jou fondasie, dag vir dag, te gooi. Mag die Here ons daarmee help. Amen. Here, dankie dat U al die swaar goed met Paasnaweek weer kom optel het, op U kom neem het. Dat U deur die dood in die opstanding in is, sodat ons kan lig en vry wees. Here, wil U gee dat ons met die wete, met die geloof, dat ons klaar lig gemaak is, dat ons klaar vry is, daaruit net ons basiese gewoontes sal leef. En die boodskap sal doen.
In die naam van Jesus Christus, die een wat ons volg. Amen. Ontvang net die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Vader jou lei en jou beskerm. Mag die seën deur sy liefde en sy genade in jou woon en mag die Heilige Gees jou inspireer dat jou geloofspad ook iets sal wees wat lig sal wees en wat lig sal gee, wat sal skyn. Stukkie vir stukkie, gewoonte vir gewoonte. Doen vir doen. Aksie vir aksie. Amen.